Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend hier weer kan wees. Dankie dat ons hier in U teenwoordigheid mag wees. Hier waar ons weet, Here, al verstaan ons dit nie altyd nie, maar weet ons, Here, dat U hier op 'n besonderse manier teenwoordig is, wanneer ons as U kinders, as U geloofsgemeenskap, U geloofsfamilie hier by mekaar is, Here, in U naam. Here, en ons is hier want ons wil aan U die lof bring wat U toekom. Ons is hier want ons wil U kom loof en kom prys en ons wil kom erkenning gee aan wie U is. Here, want U is die skepper God, die onderhouer van die skepping. Maar U is ook die liefdevolle Vader wat bereid was om U seun te stuur, om in ons plek te sterf, sodat ons vrygemaak kan word. En daarom wil ons meer ook van U leer. Daarom wil ons graag groei in ons verhouding met U. En daarom is ons ook hier om meer te hoor van wie U is, sodat ons U beter kan leer ken. Is ons ook hier om te hoor hoe wil U graag hê moet ons as U kinders leef, sodat U daardeur bly gemaak kan word. En dat U goedkeuring kan gee op die manier hoe ons leef. Daarom help ons dat ons nou so 'n bietjie sal vergeet van alles wat ons so besig hou altyd, ons gedagtes so baie keer besig hou, en dat ons vanoggend sal fokus net om te hoor op dit wat U vir my vanoggend wil kom sê. Daarom kom bid ons en kom vra ons U dat U ook vanoggend U woord aan ons elkeen sal seën. Amen. Ons gaan voort met ons reeks. Daar is boekies by die deure beskikbaar. As jy nie een gekry het nie, en daar's nie meer by die deure nie, laat weet, dat ons weet of ons nog moet maak, maar dis op die webtuiste is dit ook beskikbaar. Ons is in lydingstyd en dis ons lydingstydsreeks, en ek gaan vir ons uit 2 verskillende gedeeltes uit die Bybel uit saamlees, daar uit Lukas 23 vers 39 tot 43 en saam met dit ook 2 Korintiërs 12 van vers 7 tot en met vers 10. So Lukas 23 vers 39 tot 43 en 2 Korintiërs 12 vanaf vers 7 tot en met vers 10. Net terwyl party nog so soek die konteks van Lukas 23, dis nou waar Jesus klaar deur die prosesse was en die Golgotha pad gestap het en nou gekruisig is en daar aan die kruis hang, en dan lees ons daarvan vers 39 af die volgende. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê: "Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook." Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: "Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie." Verder sê hy: "Jesus, dink aan my wanneer U in die koninkryk kom." Jesus antwoord hom: "Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees." En dan 2 Korintiërs 12, waar Paulus hier aan die woord is, dan lees ons daarvan vers 7 af. "Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van die Satan om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid dat hy dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was: my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings en ontberings,
vervolging en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is ek sterk. Lees vanoggend tot sover. Ons gesels so 'n bietjie vanoggend oor genade. En genade is so 'n kort woordjie, maar dit is so 'n kragtige woord. Ek dink baie keer lees ons in die Bybel so maklik verby die woord genade. Paulus sien ons gebruik baie die woord wanneer hy skryf aan die onderskeie gemeentes, dan is sy groet gewoonlik altyd genade en vrede vir hulle en vir almal wat dit lees, en dan lees ons dit raak en ons aanvaar maar net dis deel van 'n groet. En dan dink ek nie besef ons altyd of neem notisie van eintlik die impak van hierdie woord op mense se lewens. Die impak wat hierdie woord eintlik op my en jou lewe moet hê nie. Want die woord genade staan vir iets groters, vir dit wat die Here vir ons kom doen. En dit is 'n woord wat eintlik vir ons kom vertel van hoop. Dit is eintlik 'n woordjie wat vir ons kom vertel van verhoudings wat kom herstel is. Maar ek dink ook dis 'n woordjie wat ons baie keer verkeerd verstaan, verkeerd interpreteer. So baie keer koppel ons genade aan wanneer dit met my goed gaan vanuit my perspektief uit. So baie keer sien ons genade as maar die Here is genadig teenoor my want my planne werk uit en dinge werk uit soos ek graag wil hê dit moet wees en dinge val vir my reg en dan sien ons dit maar die Here gee sy genade vir my. En so baie keer voel dit vir ons of dink ons maar wanneer dinge nie loop soos ek graag wil hê dit moet loop nie, dan interpreteer ons dit so baie keer asof die Here nou nie genade vir my gee nie. En so kyk ons baie keer na ander mense ook en miskien sê ons dit nie so direk nie, maar ek dink dis baie keer wat in ons gedagtes omgaan, dat ons so maklik genade koppel aan goeie omstandighede, maklike tye in ons lewens, en dan dink dis nie genade wanneer dit miskien swaar en moeilik gaan en dinge nie uitwerk soos wat ek wil hê dit moet uitwerk nie. Nou vanoggend se 2 teksgedeeltes help ons so 'n bietjie om beter 'n greep te kry, bietjie beter 'n verstaan te kry op wat die Bybel vir ons wil kom sê wanneer die Bybel praat oor genade en oor die genade wat God ook vir ons elkeen gee. Ons is juis hier in lydenstyd, in die tyd wat ons dink aan dit wat Jesus Christus deurgegaan het, deurgemaak het, juis sodat hy vir my en vir jou ook genade kan betoon en genade kan bewys. Lydenstyd, daar's 3 kruise op 'n heuwel en in die middel van hierdie 3 kruise hang Jesus Christus. En weeskante van hom hang 2 misdadigers. Die Bybel spreek hom nie uit om vir ons te sê wat presies hulle misdade was nie, maar ons aanvaar dat dit redelike ernstige misdade was, want in die Bybelse tyd het hulle nie maar net sommer vir 'n geringe misdaad iemand die doodstraf via kruisiging opgelê nie. So ons kan met redelike sekerheid aflei dat hierdie 2 manne wat saam met Jesus gekruisig is, redelike ernstige misdade gepleeg het, redelike ernstige oortredings begaan het. Maar dan sien ons daar's hierdie 2 misdadigers, maar ons sien daar's 2 verskillende reaksies by hierdie 2 verskillende misdadigers. Beide is skuldig, beide hang weeskante van Jesus, die verlosser. Hulle is naby hom, hulle is by hom, maar hulle kyk anders na hom. Hulle reageer anderster op hierdie Jesus wat hier in hulle midde is. En as ons gaan kyk na die eerste misdadiger se reaksie, dan sien ons daar in vers 39, lees ons die volgende. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê, is u dan nie die Christus nie? Red u self
en ons ook. Let mooi op, hy vra nie die vraag vanuit geloof uit nie, maar hy sê dit so half spottenderwys. Hy spot half met Jesus en sê, maar Jesus beweer dat hy die Christus is, en dan spot hy eintlik half met Jesus, maar tog agter hierdie spot sit daar ook 'n stuk behoefte aan hierdie misdadiger. Want hierdie ander misdadiger het ook die behoefte daaraan dat hy graag gered wil word, dat hy graag van die pyn van kruisiging verlos wil word. Daarom sien ons wanneer hy dan hierdie woorde sê, dit is so amper asof hy half vir Jesus probeer forceer om iets te doen. Want eintlik met hierdie woorde insinueer hy, dat as Jesus Christus werklik die verlosser is, werklik die Christus is, dan sal Jesus homself en hulle twee red. Maar as Jesus nie homself en hulle twee red nie, dan impliseer dit eintlik volgens wat hy sê, dat Jesus dan nie die Christus is nie. Dat hy nie die verlosser is nie. So alhoewel hy met Jesus spot, het hy tog 'n behoefte aan gered te word. Maar ons sien duidelik dat hy nie regtig 'n behoefte aan Jesus het nie. Nie regtig 'n behoefte het aan 'n verlosser per se nie. Hy wil net hê sy lewe moet beter afloop. Dit moet beter met hom in hierdie lewe gaan. En dink baie keer vandag sien ons dieselfde. Hoeveel mense word nie in vandag se tyd net soos hierdie man met die kruis van Jesus Christus gekonfronteer nie. Maar dan wil hulle hê dinge moet loop soos wat hulle wil hê dit moet loop. Hulle wil vir Jesus kom voorskryf en sê, Here, maar u moet X en Y doen, en as u dit doen, dan sal ek in u glo. As u hierdie goed vir my doen, hierdie behoeftes van my aanspreek, dan sal ek glo dat u die Christus is. Maar as jy nie maak soos wat ek wil hê u moet maak nie, dan draai ek my rug op u. Dan aanvaar ek u nie as die verlosser in my lewe nie. Ons moet mooi daaroor gaan dink, want dis baie keer wat ons beleef onder mense. Het wil so maklik eintlik vir die Here kom sê, maar as u die Christus is, as u die Here is, dan moet u my asseblief met die volgende help. En as die Here dan nie doen dit wat ek vra nie, dan is ons teleurgesteld, en dan draai ons baie keer ons rug op die Here. So ons sien baie duidelik hier uit dat om naby aan Jesus te kom, of van Jesus te leer, of van Jesus bewus te wees, beteken nie outomaties geloof nie. Beteken nie outomaties om te aanvaar wie Jesus is nie. Beteken nie outomaties om te verstaan wat genade is nie. Want hierdie man wou genade hê van Jesus al spot hy, maar hy wou dit op sy terme gehad het, op sy voorwaarde. Maar dan sien ons die tweede misdadiger, wat ook saam met Jesus gekruisig is. En hierdie tweede misdadiger spreek hierdie man aan, hierdie ander een. Maar dan sien ons sy woorde klink heel anders. Hy vra vir Jesus die eenvoudige woorde, dink aan my wanneer u in my koninkryk kom. Maar wat doen hierdie man? As ons mooi sy reaksie lees, dan sien daar is 3 goed wat hierdie man erken. Terwyl hy daar aan die kruis hang. Hy erken sy eie skuld. Hy sê vir hierdie eerste misdadiger, maar moenie so praat nie. Ek en jy hang hier want ons verdien dit. Dis die straf op die goed wat ons verkeerd gedoen het. So hy erken sy foute, hy erken dit wat hy verkeerd gedoen het, hy erken sy sonde, en dan in effek bely hy dit, deur te sê, maar ek besef ek verdien hierdie straf. En dan erken hy Jesus se onskuld, hy erken hy maar die Jesus wat hier hang is, hang onskuldig hier. Hy verdien dit nie om hier te hang nie, hy is sonder skuld, hy is sonder sonde.
En dan erken hy dat Jesus die koning van die konings is. Dan erken hy dat Jesus in effek die Christus is. Want wat vra hy vir hom? Hy vra vir hom, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. So wanneer hy dit sê, erken hy dat Jesus koning is. Hierdie tweede man snap dat alhoewel Jesus hier langs hom hang, gekruisig, ook besig is om te sterf, net soos wat hy besig is om te sterf, sien hy in Jesus, sien hy in hierdie gekruisigde man saam met hom, sien hy 'n komende koninkryk. Sien hy 'n koninkryk wat nie deel is van hierdie wêreld nie. Sien hy 'n koning wat in 'n koninkryk gaan regeer wat gans anders is as die koninkryk hier op aarde waarin hy gewoond was. 'n eenvoudige gebed. Hierdie man kom nie en probeer as te ware Jesus se hand forceer, sy arm draai soos die eerste een nie. Hierdie man kon hierdie belydenisse gemaak het en dan nog steeds vir Jesus sê, Jesus, help my asseblief, verleng my lewe, maak my straf ligter. Kon vir Jesus gevra het, Here, maar red my van hierdie kruis af, ek wil teruggaan na my familie toe. Hy kon enige sulke goed gevra het. Maar hy doen nie. Want hy weet, hy verdien dit nie. En daarom bid hy hierdie eenvoudige gebed. Dink aan my. En wanneer hy dit sê, dan sê hy eintlik vir Jesus, Jesus, wees my genadig. Wees my genadig, wanneer jy daar in die koninkryk is. Wees my net genadig. As jy my genadig is dit goed genoeg. Ek vra nie meer as net u genade nie. Want is per implikasie wat hy vra, wanneer hy sê, dink aan my, wanneer jy in die koninkryk kom. En dan gee Jesus die wonderlike antwoord. Jesus antwoord hom en sê, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En hierdie antwoord van Jesus is so kragtig. En dit is so belangrik dat ons sal mooi gaan hoor wat sê Jesus vir hierdie man, wanneer hy hierdie man antwoord. Wanneer Jesus sê, dit verseker ek jou, oorspronklike teks, direk vertaal praat hy van, Jesus sê amen, wat beteken verseker, dit sal gebeur. Jesus sê vir die man, jy hoef nie daaraan te twyfel nie, jy kan verseker weet, die volgende wat ek vir jou gaan sê, sal gebeur. Jy hoef nie daaroor te wonder nie, dis nie iets wat moontlik dalk sal gebeur nie. En let mooi op, Jesus sê nie vir hierdie man, weet jy, dis reg, sodra jy gou jou lewe in orde kry, al jou goed uitsorteer wat verkeerd is in jou lewe, sodra jy vir my gaan X en Y goeie werke gaan doen het, of sodra jy soveel mense bereik het, dan sal ek jou red nie. Jesus stel geen ander voorwaardes aan hierdie man nie. En ek dink dit is so belangrik om dit raak te lees hierso. Jesus kom stel nie ekstra voorwaardes aan hierdie man nie. Hoekom? Want hy het klaar gedoen wat nodig was. Hy het klaar sy sondes bely, hy het sy sondes erken dat hy sonde in sy lewe het, hy het daai sondes bely, en hy glo in Jesus Christus. Want hy sê vir hom, as u in die koninkryk kom, dink aan my. So hy glo dat Jesus die koning van die konings is. Hy glo dat daar 'n ander koninkryk is wat nie 'n aardse koninkryk is nie. So hy het reeds aan die vereistes voldoen. Hy wat daar hang as misdadiger, wat klomp goed in hierdie lewe verkeerd gedoen het. Die hartseer is, dis eintlik so eenvoudig, maar ons as mense maak dit baie keer so kompleks.
So baie keer dink ek, wil ons nie aanvaar en glo dat die Here se genade so maklik binne ons elkeen se bereik is nie. Ek het nie nodig om 'n klomp goed te moet doen om die Here se genade te verdien nie. Efesiërs 2 vers 8 kom sê dit so mooi. As ons in Efesiërs 2 vers 8 lees, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself uit nie, dis 'n gawe van God. Ons word deur genade gered. Geloof is die manier hoe ons hierdie genade ons eie maak. Geloof is nodig om te sê, maar Here, ek aanvaar die genade wat U vir my gee. Ek maak dit my eie, soos wat hierdie tweede misdadiger gedoen het. Eerste een het nie hierdie genade sy eie gemaak nie. En dan so wonderlik om te sien, dat hierdie genade nie eers eendag gaan aanbreek nie. Daar is nie een of ander wagperiode vir Jesus se genade nie. Jesus gaan nie en sê, dis reg, jy het my nou aanvaar, jy het jou sondes bely, jy het my aanvaar as jou verlosser, maar nou is daar hierdie wagperiode wat ek nou eers wil sien, hoe leef jy reg, en dan gaan dit eers vir jou realiseer. Nee, Jesus sê vir hierdie man, vandag, die oomblik wanneer jy jou sondes bely en erken, die oomblik wanneer jy Jesus Christus as jou verlosser aanvaar, dan ontvang jy reeds op daai oomblik, vandag, hier en nou, sy genade. En kan jy nou reeds vanuit die Here se genade uitleef. Ons gaan nie eers eendag wanneer ons in die hemel kom, eers die Here se genade ontvang nie. Nee, ons kry dit nou reeds. Ja, die volle omvang daarvan gaan ons eers beleef en ervaar wanneer ons in die hemel by God is. Dit is so. Dan beleef ons eers die volheid daarvan, die volle omvang. Maar ek kan nou reeds uit die genade van die Here leef. En wat is die genade? Deel daarvan, dat die Here kom sê, saam met my. Dis die kern van die hemel. Wat maak van die hemel? Want is daar waar God direk in sy volheid teenwoordig is. Ja, die Here is ook hier op aarde teenwoordig deur ons. Die Bybel kom leer ons dat ons, elke gelowige, is die tempel van die Heilige Gees. Maar die hemel is die hemel, want dis daar waar ons direk in God se teenwoordigheid gaan wees. Anders sou dit nie hemel gewees het nie. Anders sou dit maar net nog 'n ander plek gewees het. Nog 'n ander bestemming. Maar hy sê, maar jy gaan saam met my wees, jy gaan by my wees. Jy gaan my liefde in sy totaliteit, in sy volheid beleef en ervaar, wanneer jy by my in die hemel is. En dan praat Jesus spesifiek hierso van in die paradys. En Jesus kom praat hier spesifiek van in die paradys, want hy wil vir hierdie man iets laat verstaan, en vir my en jou iets van laat verstaan, van dat Jesus gekom het om dit wat sonde kom beskadig het, weer heel te maak. Want wat het gebeur in die tuin van Eden, het Adam en Eva geleef in die paradys. Ons weet, daar word na die tuin van Eden ook as die paradys verwys. En dis waar hulle geleef het. En wat gebeur? Sonde kom in die wêreld, en hulle word uit die paradys uit weggestuur. En die hele skepping ly as gevolg van die sonde. So Jesus kom sê, vanuit genade uit, kom herstel hy dit weer. Kom maak hy dit wat sonde kom verbreek het, sonde kom beskadig het, kom maak hy weer heel. 'n vrug wat aan 'n boom gehang het die manier geword hoe sonde in hierdie wêreld gekom het. Jesus Christus wat aan 'n kruishout vasgespijker is, wat van 'n boom afkom, word die manier hoe genade en redding weer in hierdie wêreld inkom. En ek en jy gered kan word en vanuit God se genade kan leef.
Want hy het hierdie verhoudings kom herstel. Maar dan belangrik, terug by wat ek in die begin gesê het, is dat ons moet mooi verstaan wat is die implikasie van hierdie genade. Ons moet nie die fout maak om te dink dat genade, ek het net ontvang en is net deel van my lewe wanneer dit goed gaan met my nie. Want ek dink ons dink dit baie keer en soms is dit onbewustelik wat ons dit dink. Dat ons dink maar genade is gelyk aan dat dit goed met my op aarde gaan, my planne realiseer, ek het 'n gemaklike lewe, maar nie te veel uitdagings in hierdie wêreld nie. En dis nie wat genade beteken nie. Paulus kom leer ons, en Paulus kom vertel van dat hy 'n doring in die vlees het wat vir hom gegee is, en ek dink ons almal kan iewerster al vertel, 'n verhaal van waar jy iewerster in 'n doring getrap het en hierdie doring in jou voet vassit en jy kry hom nie uit nie. Wat doen 'n doring? Hy pyn die heeltyd. Hy maak die lewe vir jou ongemaklik. Hy maak dinge vir jou moeiliker as wat dit normaalweg is. En dan gebruik Paulus daai beeld om iets te verduidelik van iets waarmee hy sukkel in sy lewe. Wat dit presies is, weet ons nie. Die Bybel kom sê nie vir ons wat die doring in sy vlees was nie. Maar wat ons wel weet is dat Paulus sê hy het daaroor gebid en hy het vir die Here gevra om dit van hom af weg te neem. Maar die Here se antwoord aan hom was: my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. En ek dink dis iets wat ons moet hoor. Soms is daar goed in jou lewe ook wat jy graag dalk anderster sou wou hê. Sommige geleerdes reken moontlik dat hierdie doring in Paulus se vlees was die feit dat sy sig so agteruit gegaan het, maar ons weet nie, dit kon net sowel enigiets anders gewees het. Maar so stoei ons ook met goed. Soms het ons ook goed waar hierdie liggaam van ons vir ons begin allerhande probleme gee. En dan bid ons, dan vra ons vir die Here om dit van ons weg te vat en ons heeltemal gesond te maak, en dan doen die Here dit nie noodwendig nie. Dalk is dit omstandighede waarmee jy stoei. En dan kan jy so maklik begin dink, maar die Here hoor my nie, die Here gee nie sy genade vir my nie, want hoekom sukkel ek met my gesondheid, met X of Y, of hoekom sukkel ek met hierdie en hierdie goed in my lewe? En dan kan so maklik begin dink, maar die Here gee nie sy genade vir my nie, hy is nie daar vir my nie. Maar want ons hoor wat Paulus sê, en want ons hoor dat die Here ook soms vir my en jou sê, dat my genade is vir jou genoeg. En dit beteken nie, ons mag nie bid vir goed nie, natuurlik nie. Paulus het ook gebid en vir die Here gevra, Here, vat dit vir my al weg. En die Here kon net sowel dit van hom al weggevat het en sy gebed verhoor het soos hy graag gebid het. Daarom natuurlik moet ons bid vir hierdie goed. Maar as dit nie realiseer soos ek wou hê dit moet realiseer nie, as die Here nie vir my doen soos wat ek wou nie, dan moet ek op die punt kan kom waar Paulus gekom het, waar hy kom aanvaar het, dat selfs hierdie doring in die vlees is deel van God se genade. Want as ons daai hele konteks van hy teks gaan lees, dan sê Paulus, hy besef die Here het dit vir hom gegee om hom nederig te hou. Die Here het dit oor sy pad gestuur sodat hy nie te veel van homself moet begin dink nie. En soms gebeur dit met my en jou ook. Soms is dit wat vir ons swaar is, die doring in ons vlees, is soms genade wat ons nie besef dis genade nie. Want die Here weet dalk, as jy nie met daai ding gaan stoei nie, gaan jy nie naby die Here bly nie, dan gaan jy dalk van die Here begin vergeet, dan gaan jy dalk van die Here af begin wegdryf, want jy gaan dalk begin dink jy die Here nie meer nodig nie. So genade is nie net wanneer alles goed loop in ons lewens nie. Toe Jesus Christus aan die kruis gehang het, was dit seker een van die donkerste momente in die geskiedenis van die wêreld gewees. Toe Jesus aan die kruis gehang het. Maar vanuit daai donkerste moment het juis genade gekom.
En ek dink ons kyk dit baie keer mis. En soms is dit juis in my en jou lewe dieselfde. Dat die Here juis ons donkerste momente gebruik om vanuit dit genade te laat voortvloei. Daarom moet ons nooit dink dat genade van die Here is net daar wanneer dit goed gaan, alles realiseer, alles is soos wat ek wil hê dit moet wees nie. Want goed wat hier op aarde my laat swaar kry, kan eintlik juis goed wees wat eintlik, as ons eendag daarop gaan terugkyk, deel van God se genade gaan wees. Want dis die goed wat ons by hom gehou het. Dis die goed wat ons naby aan die Here gehou het. Dis die goed wat ons gemaak het, dat ons vasgehou het aan die Here. Daarom, ons is in lydingstyd. Kom ons gaan besin bietjie opnuut weer oor wat beteken genade. Kom ons gaan besin opnuut daaroor om te besef dat genade is nie iets wat ek kan verdien nie. Genade is nie iets wat ek vir die Here voor kan voorskryf oor hoe ek wil hê hy aan my genade moet bewys nie. Want ek kan dit nie verdien nie. Maar ek moet aanvaar dit wat die Here vir my gee. Ons het ook vanoggend die voorreg om aan die nagmaalstafel aan te sit en saam nagmaal te vier, waarin die Here ook hierdie genade wat hy vir my en jou gee, ook kom bevestig. En ek gaan nou vir Dominee John die geleentheid gee, hy gaan vanoggend vir ons die nagmaal hanteer. Maar voordat hy kom ons sit net so en dan sluit ons af met gebed. Here Jesus, dankie vir die genade wat U vir ons gebring het. Dankie dat een van die donkerste momente van hierdie wêreldse geskiedenis, toe U, Jesus Christus, die koning van die konings, onskuldig aan 'n kruis gehang het, ook die moment geword het waar die meeste genade betoon is. Want aan die kruis het U in ons plek gesterf vir ons sondes. Daarom, Here Jesus, help ons dat ons vanuit U genade sal leef. Maar dat ons sal wees soos die tweede misdadiger wat ons foute en ons sondes herken en dit bely en sal besef dat U die koning van die koning is, die verlosser, die Christus is. Help ons dat ons sal besef, genade beteken nie dat dit noodwendig net heeltyd goed gaan met my vanuit 'n aardse perspektief nie. 'n menslike perspektief nie. Maar help dat ons soos Paulus sal ontdek dat daar soms juis doring in ons vlees is, want dis die goed wat ons by U hou. Dis die goed wat maak dat ons naby U bly. Want ons sal besef, 'n doring in die vlees is juis baie keer iets wat in die geestelike wêreld 'n verskil maak, 'n impak maak in my lewe of dalk in mense om my se lewens. Daarom help ons dat ons met nuwe oë na genade sal kyk. As ons ook aan die nagmaalstafel kom aansit, kom bid en vra ons sê dat U ook die tekens van die nagmaal en dat ons sal herinner aan die genade wat U vir ons gebring het. Ons vra dit in U naam. Amen. Ontvang ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen.